Die woorde God is liefde is woorde wat ver strek bo enige van ons verstande. Dit is meer as net 'n definisie, meer as 'n beskrywing, meer as 'n God is gevoel. liefde Is 'n werklikheid wat ons kennis oortref. Dis 'n liefde wat geen wetenskap kan ontleed nie. Geen formule kan dit verklaar vir ons nie. Geen teorie kan vasgevang word daarin nie. Die wysheid van mense, hoe groot ook al, kan dit nie ten volle begryp nie. 'n Ouer hou 'n pasgebore kind vas en iets gebeur binne in daardie ouer hart. 'n Liefde word wakker wat hulle nie geweet het moontlik was voorheen nie. En tog, selfs daardie diep beskermde, opofferende liefde is eintlik maar flou teen die liefde van God, selfs teenoor daai kind. God se liefde is soveel groter, breër, dieper, hoër. Geen taal het genoeg woorde om dit te verduidelik nie. Geen pen kan dit vir ons neerskryf nie. Geen kunstenaar kan dit verf nie. En ons kan 'n hele leeftyd daaroor dink of probeer nadink daaroor. Ons kan elke dag die skrifte oopmaak en probeer verstaan. Ons kan elke belofte ondersoek, elke verhaal lees en oorlees. En tog sal ons as mense nooit die volheid van God is liefde heeltemal verstaan terwyl ons hier is nie. Ons leer ook in die gees van profesie dat selfs 'n ewigheid nie lank genoeg gaan wees om dit klaar te ontdek nie. Hierdie liefde van God maak dat God altyd aan sy kinders eerste dink. Hy vergeet nie van ons nie. Hy verloor nooit belangstelling in jou nie. En hy draai ook nie weg nie. Die Here ken die wat syne is. Dit is wat die skrif ons leer. En dan is daar hierdie eenvoudige vers, waarskynlik die bekendste woorde in die Bybel, geleer deur klein kinders. Dit word opgesê in sonndagskole, sabbatskole. Dit word gefluister in hospitaalkamers en ook ons skriftuur vanoggend. En ek wil jou graag uitnooi, blaai saam daarna, maar sê dit ook op soos die woorde terug in jou kop kom. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Johannes 3 vers 16. So lief. Nie net 'n goeie wêreld nie, nie net 'n gehoorsame wêreld nie, nie net 'n dankbare wêreld nie. Hierdie wêreld, gebroke, opstandig, selfsugtig. Vriende, sulke liefde is oorweldigend. Terwyl Jesus aan die kruis hang, sy liggaam geskeur, sy asem swaar, mense wat besig is om hom te spot, lag vir sy pyn, die spykers wat deur sy hande gedryf is, bid hy, Vader, vergewe hulle. Wat 'n liefde. 'n Liefde wat bid vir die hande wat hom seermaak. 'n Liefde so groot dat niemand verlore hoef te gaan nie. Hy vaar deur 'n storm net om een man te bereik, 'n man gebind deur duisternis, verwerp deur 'n samelewing. Wat 'n liefde om deur wind en golwe te gaan vir een siel. 'n Man roep bo skare uit, "Wees my genadig." En Jesus staan stil. Hy draai om en hy raak hom aan. Wat 'n liefde. 'n Vrou word in die straat neergegooi, skuldig, skande. Die wet vereis haar dood. En Jesus buig af. Hy skryf in die sand. Hy red nie net haar lewe daar nie, hy gee vir haar 'n nuwe een. Wat 'n liefde. God se liefde wil vergewe en wanneer God vergewe, onthou hy nie meer van daai sonde nie. Wat 'n voorreg dat ons kan bid, ons hemelse Vader. Mense se liefde verander, mense se liefde kan breek, mense se liefde kan actually seermaak, maar God se liefde verander nooit nie. God se liefde genees, God se liefde herstel, sy liefde dra. En daar is absoluut niks in die hemel of op aarde wat my en jou kan skei van daardie liefde van God nie. Wat daar in Jesus Christus is. Vriende, God het nie net lief nie. God is liefde. Laat hom wat 'n oor het, dit hoor. Nou so klein rukkie voor die laaste Pasga is Jesus en sy disippels op pad na Jerusalem toe. Maar in Matteus 20 gebeur daar iets. Toevallig, ek dink nie so nie, die gees van profesie leer ook vir ons dat hierdie gebeurtenis die gedagtes van die disippels begin oopmaak het om 'n spesifieke gelykenis beter te kon begryp wat hulle nog sou hoor by Jesus. Amazing hoe die Here in ons lewens alles so op die regte tyd gebeur vir iets wat voorlê.
Maar Jesus en sy disippels het so begin wegstap van daar waar Jesus die kindertjies nou geseën het. En toe kom daar 'n jong man aangehardloop en hy val voor Jesus neer. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan kry? Nou ek glo baie van ons is bekend met die verhaal van die ryk jong man. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan kry? Die ewige lewe. Daar waar geen dood weer sal wees nie. Daar waar die leeu en die lam langs mekaar gaan lê. Die ewige lewe. Geen siekte, geen lyding, daar sal dit nooit weer wees nie. Daar waar ons nooit weer gaan moeg word nie. Waar ons kan eet van die boom van die lewe. Daar waar niemand verlam gaan wees nie. Die ewige lewe. In die teenwoordigheid, aangesig tot aangesig met Jesus Christus. Die ewige lewe. Die ewige lewe, hoe kan ek dit kry? Dit was die jong man se vraag hierso. Maar vriende, ek dink daar's 'n vraag wat ons onsself eers moet vra en ook beantwoord, wat eintlik voor hierdie vraag moet kom. Wil ons die ewige lewe hê? Want daar is actually mense wat sê nee. Nee, dankie. Ek het dit al gehoor met my eie ore. Maar vriende, wil jy die ewige lewe hê? Wil ons wees daar waar geld absoluut niks gaan beteken nie? Daar waar status of titels ons nie meer belangriker gaan maak as iemand anders nie? Wil ons wees waar Jesus Christus die een gaan wees wat almal om gaan kloek, om sy lippe gaan hang? Wil ons wees waar kleur en ras geen onderskeid gaan tref nie? Daar waar die wet van God, jy mag nie begeer nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie jok nie, die bron, die kern, die fondasie van die ewige lewe is. Vriende, wil jy wees in die teenwoordigheid, aangesig tot aangesig met Jesus Christus? Wil jy die ewige lewe hê? Nou hierdie man kom aangehardloop na Jesus toe en hy val by sy voete neer. Rabbi, hoe kan ek dit kry? En dit gee vir my tog die indruk dat hy nie net 'n antwoord wou gehad het nie, maar 'n praktiese regte antwoord, want hy wou die ewige lewe hê en hy wou weet wat hy moes doen om dit te kry. Nou die Bybel vertel ons dat Jesus die man toe antwoord met die woorde: "Hoekom noem jy my goed?" En baie interessant, en dis 'n Bybelstudie en 'n gesprek heeltemal op sy eie, maar die man het nie kom kniel en vir Christus kom vra hoe hy die ewige lewe kan kry nie. In sy gedagtes het hy net 'n rabbi gevra. Maar om terug te kom by die man se vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Nou ons lees in Matteus dat Jesus hom geantwoord het: "Hou die gebooie en jy sal daarin gaan." Nou ongelukkig weet ons hoe hierdie verhaal geëindig het. Die jong man is daar weg met 'n baie swaar gemoed. Nou of ons hom in die hemel gaan sien, ons sal moet wag en kyk. Het hierdie man die gebooie geken? Dit klink so. Het hy dit onderhou? Dit klink ook so. Maar vir nou is hierdie nie die verhaal waarop ek wil fokus nie, want hierso was iets missing. En geld was nie hierdie probleem nie, dit was maar net 'n simptoom. Maar Jesus sê, hou die gebooie en jy kan die ewige lewe ingaan. Nou vriende, blaai saam met my na Lukas hoofstuk 17 vers 20. Hierdie is nou net voor ons lees van die ryk jong man. Die fariseërs is om Jesus, sekerlik met 'n groot skare mense ook, en hulle vra vir hom, wanneer sal die koninkryk van God kom? En Jesus antwoord hulle hier in Lukas 17 vers 20, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Okay, maar wag so 'n bietjie. Matteus 24 is seker een van die mees bekendste hoofstukke oor die tekens van die wederkoms van Jesus Christus. Sigbare, duidelike tekens. Jesus self sê, kyk na die vyeboom. Wanneer hy begin bot, dan weet jy die seisoen verander. Nou dis ook interessant, ons lees baie keer dat Jesus met 'n skare mense praat en dan praat hy net met die disippels of dan praat hy direk met die skrifgeleerders ensovoorts. En hier in Lukas 17 sien ons weer dieselfde. Die skrifgeleerders vra hom 'n vraag en 2 verse later, dis so asof die skrywer wil hê ons moet die idee kry dat Jesus so klein bietjie miskien wegdraai van die skrifgeleerders en spesifiek kyk na sy disippels. Want ons lees en hy sê vir die disippels. Maar net voor dit gebeur, add Jesus hierdie woorde terwyl hy nog met die fariseërs spesifiek praat.
En Jesus sê vir hulle, van die koninkryk van God is binne in julle. Nou vriende, ek kan my net indink, watter reaksie daar moes gewees het in daai skare. Miskien het sommige van die disippels se monde selfs oopgeval. Kan julle Petrus se gesig imagine? Dalk het daar 'n geluid of twee by sy mond ook uitgekom. Want sien mense, die fariseërs en die disippels self, het nog 'n wêreldse koninkryk verwag. So toe die fariseërs vir Jesus vra, hoe gaan ons weet dat die tyd naby is? Want onthou, dis nou al meer as 3 jaar terug, toe het Johannes die Doper al begin om te verkondig dat die koninkryk van God naby kom. Jesus se woorde self in Matteus 4, toe hy met sy bediening begin het hy gesê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En dit was sy boodskap, en dis wat Christus geleer het, oral waar hy gegaan het. Nou, alhoewel ons die groter konteks verstaan daarvan vandag, wel, eintlik nie almal nie, want daar's so baie mense wat nog steeds in 'n ander tipe koninkryk glo en verwag, maar dis nou nie die punt hier vandag nie. Maar ons kan eintlik dink dat hulle 'n baie redelike en normale vraag gevra het. Okay, so wanneer en hoe gaan ons dit weet? En die antwoord wat Jesus gee, die koninkryk van God is binne in julle. En dan lees ons 'n gelykenis in Matteus 20. Dis nou net na die jong man weggestap het, die ryk jong man. En Jesus vertel hierdie spesifieke gelykenis aan sy disippels van arbeiders wat gehuur word op verskillende ure van die dag, maar aan die einde van die dag kry elkeen dieselfde loon. Nou net soos in die gelykenis, dink ek dit gaan sekerlik vandag ook maar so. Ons as mense is nie baie gelukkig dat iemand wat minder as ons werk, dieselfde eer, respek en beloning moet kry nie. Ons hou daarvan om onsself hoër as ander mense te plaas. Maar vriende, sien daar's iets wat hier gebeur voor al hierdie dinge wat ons nou na gekyk het. Terwyl Jesus en sy disippels op pad is na Jerusalem, voor hy die gelykenis vertel van die arbeiders, voor die jong man aangehardloop kom en by sy voete neerval, voor die fariseërs hom uitvra, kom die disippels na Jesus toe. Here, ons is 12. Wie is die grootste onder ons? Wie gaan langs u sit? Wie gaan op die punt moet sit? En ek wonder tog of hulle nie alself uitgewerk het met watter maatstaf hierdie gemeet moes word. Hoe sou hierdie geantwoord word? Sou dit dalk wees in die orde wat hulle geroep was? Miskien het hulle al klaar uitgefigure of gedink, okay, die binnekring, die 3, Petrus, Jakobus en Johannes, hulle sou miskien iewers die naaste sit. Maar wie het hy die liefste gehad? Wie mag by hom wees? Wie sou langs hom sit? Vriende, terwyl die jong man mismoedig daar wegstap, kan ek my net indink hoe Jesus agterna moes aanhou kyk na hom en verlang het na sy siel. So graag wou hy 'n disipel van hierdie jong man gemaak het. Die opregte eagerness wat daai man gehad het om te streef na die ewige lewe. Watter evangelis sou hy nie gemaak het nie? Vriende, en ek wonder, met watter gesigsuitdrukking het Jesus na die fariseërs gekyk, toe hy hulle stip in die oë kyk en vir hulle sê, die koninkryk is binne julle. Sjoe, watter wonderlike werk kon hierdie manne nog doen vir die koninkryk van God? Meer kennis oor die wet en die profete was daar nie. Kan julle self indink watter preke hierdie skrifgeleerders sou kon preek? Hoeveel mense sou hulle harte net daar en dan vir die Here wou gee? Doop my asseblief nou, Rabbi. Vriende, die 12 het 11 geword, waarvan nie een by hom was, toe hy alleen moes staan en gemartel word daai hele aand. Sien, ek dink die missing link en die vraag hier is miskien, wie het hom die liefste gehad? Ons lees in Christ Object Lessons, bladsy 402, slegs wanneer selfsug dood is, wanneer die stryd op oppergesag verban word, wanneer dankbaarheid die hart vul en liefde die lewe geurig maak, dit is dan eers dat Christus in die siel bly en ons as arbeiders saam met God erken word. Eventually toe die disippels begryp waaroor die koninkryk van God waarlik gaan, toe die gedagtes van beloning nie meer saak gemaak nie. Dit was nie eers die motief gewees van hoekom hulle vir Christus wou werk nie, of selfs doodgaan, elke een van hulle.
En vriende, soos Petrus gesê het, kyk Here, ek los alles. Ek wil net U volg. Nou as 'n familie het ons soms die gewoonte om oor baie ernstige goed te praat. Ek onthou tydens COVID, omdat my ma elke dag hospitaal toe was, sy het in 'n groot hospitaal in die stad gewerk. Elke aand het ons saam gelees en gebid, maar ons het ook begin realisties praat oor die dood. Nou die vorige Desember vakansie toe my klein boetie van Thailand kom kuier het ons ook die middag van die see afgekom, lekker rustig op die stoep gesit en my ma kom toe met die woorde so van nêrens af nie. Net sy kyk na ons en daar's hierdie ernstige uitdrukking op haar gesig. Julle, ons moet praat oor die laaste dae en die dood. En nog voor ek 'n ordentlike frons kon kry op my gesig, sê sy dat ons nie ons geloof sal opgee wanneer hulle ons dreig met mekaar se lewens nie. Want dis realiteit. Vriende, Jesus waarsku ons in Matteus 10 dat jy nie jou vader of jou moeder bo hom moet lief hê nie. Want sien vriende, vir die kind van God is daar nog baie moeilike tye wat voorlê. En as daar ooit 'n tyd was vir ons, vir my en vir jou, om van selfliefde en liefde vir aardse besittings om van los te maak, daar is nie 'n beter tyd as nou nie. Ons moet Christus en groei en geloof in hom, vriende, die waarheid meer lief kry as enigiets wat ons besit of enigiemand wat ons ken. As dit ooit nodig was, vriende, om selfondersoek te doen vir hoogmoed, selfsug, selfs al ken ons elke letter van die wet, dan is dit nou bitter nodig. Niemand is die ander een voor nie. En vriende, as ons eendag wil staande bly vir Christus en nie van hom af weghardloop wanneer dinge gaan skerry raak nie, moet ons nou al oefen daagliks om nie net hierdie besluit te maak nie, maar om 'n liefde te hê vir Christus, 'n liefde wat ons nie kan verstaan nie. Sien, as 'n kind het Jesus self die wet van God geleer, geoefen en geleer liefkry. Die wet wat liefde is, wat die karakter van God is en wys. Vriende, moet op my en jou hart geskrywe staan. Ons moet die liefde van God binne ons hê. Ons moet die waarheid so lief hê. Ons moet gewortel wees in daardie waarheid. Ons moet liefde wees soos wat hy is, want God is liefde en ons moet wees soos Christus. In die boekie Maranatha is daar hierdie quote: om die ewige lewe te verloor, is om alles te verloor. Maar om die ewige lewe te wen, is om alles te wen. Vriende, wie kon uitdraai as een van die beste evangeliste, die ryk jong man, het God nie die liefste gehad nie. Wie die beste predikers ooit sou wees, wat kerke kon laat bekeer, dorpe en stede terugbring na God toe, die fariseërs, het Christus nie die liefste gehad nie. Selfs vir die disippels daardie nag was vrees groter as hulle liefde vir Jesus daai aand. Vriende, wie is jou grootste liefde? Of wat is jou grootste liefde? Sien, ek en jy het die potensiaal om groot dinge vir God te doen. En daar was iets missing in al hierdie verhale wat ons vandag na gekyk het. Maar vriende, as God na my en jou kyk, mag hy nie daai missing kry by ons nie. Mag ek en jy die waarheid, hom lief hê met alles wat ons het. Vriende, en bereid sal wees om enigiets en alles te verloor, net om die ewige lewe te wen. Omdat ons regtig by hom wil wees, vir altyd en altyd en altyd. Omdat hy die rede nou al is, hoekom ek en jy leef. Ons liefde vir hom. Vriende, wie of wat is jou grootste liefde? Sien, ons hemelse Vader het ons so lief. Hy het ons heel eerste lief gehad, vriende, in die toestand wat jy is, in die toestand wat ons was, dat hy sy seun gegee het en Christus het freely uit liefde vir elke een van ons gesterf, sodat ons kan glo, sodat ons die wet kan ken, die wet van God kan liefkry, om die wet in ons harte te bewaar, dat die karakter van God nie net binne ons geskrywe staan nie, maar vriende, dat dit ons karakter word. Sien, Abraham het God gekies bo sy eie vlees. Noag het God liewer gehad as sy eie reputasie. Josef het die karakter van Jesus meer lief gehad bo die van wraak.
Moses het gesmag na die ware beloofde land. Dawid, vriende, sy berou was altyd groter as sy sondes, omdat hy die wet van God so lief gehad het. En vriende, ek wil afsluit met hierdie gedagte, en wie 'n oor het, laat hom hoor. Die liefde van ons God is onvoorwaardelik. Sy liefde is gegee reeds. Dit maak nie saak of ek en jy dit verdien nie. Die liefde van ons God is ewig. Dit sal nooit ooit weggaan nie. Dit sal nie minder word nie. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak hoe ek en jy optree nie. Dit gaan nie weggaan nie. Die liefde van ons God is getrou. Vriende, al is ons nie getrou nie. Sy liefde is altyd. Die liefde van God is perfek, want daar is geen bymotiewe daarbey nie. Die liefde van God is opofferend. Johannes 3 vers 16. Vriende, wie is jou grootste liefde? Wie of wat het jy die meeste lief? Die potensiaal in jou verhaal, in jou lewe, in jou hart is so groot om die beste version van jouself vir God te wees, om soveel groot dinge te doen vir die koninkryk van God. Daar was iets missing by die ryk jong man, iets missing by daai predikers, en selfs met tye by die disippels. Vriende, wie is jou grootste liefde? Wie of wat het jy die meeste lief?